Hallo almal, Annemarie hier. Dankie dat jy kom kyk. Ek gaan vir julle wys hoe om hierdie binneblad die agterkant en die voorkant te maak. Dis 'n baie ou manier van kaartjies maak eintlik, maar ek het dit nou ingekorporeer by die album. So ons gaan beide kante maak, uit voor en agter dieselfde. Goed. Vir die wat belangstel, my arm voel beter. Solank ek hom net hier hou, is dit reg. Ons het 3 stukke. Stukke 1, 2 en 3. Jy gaan op jou langkant van jou 1 stuk skoor op 'n half. Jy het 2 stukke nodig en dan weer 'n half. Dis al. Dan op jou nommer 2 gaan jy vir hom skoor op, jy het hom klaar nou gesny. 2 gaan jy skoor op 2 en 3/4, 5 en 'n half en 8 en 'n kwart. Al 2, 2 en 3/4, 5 en 'n half en 8 en 'n kwart. Goed, dis nommer 2. Nommer 3 is as volg. Hier het ek nou eers weer 'n fout gemaak, soos gewoonlik. Annemarie doen dit mos. Jou derde stuk, merk jy op 2 en 'n kwart. Dan op 4 skoor jy hom. En jy merk hom weer op 5 en 3/4. You turn it around. Merk hom weer op 2 en 'n kwart. Hy is reeds geskoor op 4 en merk op 5 en 3/4. OK. So. Hierdie een, nommer 2, gaan ons opvou soos 'n M. Like so. Met jou mooi kant voor. Goed. Dis verkeerd. Nee, dit is reg. Daar's hy. Goed. Dan nommer 3 het ons nou die merke gemaak. Nou gaan ons van links na regs, van jou linkerkantste merk, bo, na jou regterkantste merk, onder, 'n lyn trek. Ek nou net sien. Ja, daar is hy. Like so. En dan doen jy dieselfde met die ander kant. Maar maak doodseker dat jy so naby as moontlik hier op hierdie kruis werk. O, dit het ek nie gesê nie. Jy moet hom op 1 en 3/4 op jou kortkant skoor. So jy moet hom hier skoor. Dit het ek nou nie gesê nie en ek is jammer daaroor. Maar ja, hy moet so lyk. Goed. Dan moet jy hierdie een opvou soos 'n huisie. O, julle. En 'n sukkel bietjie daarmee. Maar ja. Kom ons kyk. Like so. En dit maak nie saak wat ek doen nie. Hy bly een kant langer. Ek weet nie hoekom nie. En dit
irriteer my, so ek gaan dit afsny. Like so. Jy moet hom opvou, soos 'n huisie. So, hy was nou so. Nou vou ons hom op, soos 'n huisie. Ons probeer hierdie een, dalk is ons gelukkiger. En iemand het gesê, dit doen met hierdie, wat ons merk, maar ek twyfel. 1 en 'n 3/4 skoorlyn hier. Skoor. Doen dieselfde. Goed. Hy moet so kruis. Hy moet nie anders te kruis nie. Goed. Nou vou ons hom op in 'n huisie. Ek sukkel elke keer. En jou arm wil ook nie saamwerk nie. Hy is beter. Hier. Sal nie sê hy is volmaak nie, maar hy is baie beter. Goed. Dan vat jy een van hierdie. Nou moet ek net weer my storie agter mekaar kry. Net weer my boek kry. Ek voel so onbeholpe met die seer arm. Julle, en ek het dit al soveel keer gedoen en ek elke keer vergeet ek hoe. Goed. Hy maak jy, vat jy so, met jou oopkante hier, aan die onderkant. Dan sit jy hom neer. Ja. Like so. Jy gaan hom so plak. So. Ander woorde. Hier gaan jy gom sit. Onthou, jou oopkant is onder. En jy gaan hom omvou. En jy gaan hier gom sit. Daar sy. Goed. Ek wil net 'n bietjie hier om vashou. Dat net so effens droog word. So jy sit hom aan die bokant regs en aan die onderkant links. Vas. Min of meer in die middel. Goed. Dan trek ons album nader. En ek wil dit net presies meet, nie dat dit saak maak nie. 1 en 'n 3/4 duim van bo af. Het ek hierdie een gedoen.
1 en 'n 3/4 duim. Ek het net vir my 'n lyntjie getrek. Het ek my flap gesit. My skerm bly weggaan. Goed. In die middel, probeer om in die middel sit. Jy kan natuurlik eers jou album se patroonpapier opsit, maar ek doen dit nou nie. Daar's hy. Dan gaan ons as volg te werk. Hierdie gedeelte hier moet gom kry. Like so. Sit hom in die middel. Skat hom, meet hom as jy wil, maak nie saak nie. Dan die volgende een. En hy word toegemaak. Like so. Ja, hy moet net bietjie droër word. As ek het nou eintlik vergeet, ek wou dit met droë gom gedoen het, dat die mens hom kan oopmaak. OK, daar's hy. Ons kaartjie is klaar. OK, jy kan vir my van bladsy 6 afsny tot 10. Asseblief. Dan. Ja. Skus julle, die arm wil nie werk. Hy's nog nat. Goed, kom ons doen dit nou so. Dis eintlik so maklik en dit lyk so moeilik. Daar's hy. Jy kan natuurlik jou bladsye afrond, as jy sou wou. Goed. Kom ons probeer. Double-sided tape. Ek het so lank laas met double-sided tape alleen gewerk.
En ons retreat is op hande. So ek is seker dit gaan goed afloop. Elise het my weer so baie gehelp hierdie jaar. Nou met die gevriesde skouer is dit ook nou nog 'n ander ding. Goed, kom ons kyk. Haal hom af. Remove your tie backing. Sit hom neer in die middel. Like so. Haal af jou double-sided tape backing. Druk plat. En voilà. Daar is hy. Hoe meer jy met hom werk, hoe meer raak hy flexible. Sal ek nou maar so sê. Kyk. Sien? Daar is hy. Wonderlik. Nou gaan ons na nommer 2 toe. Ek is nou terug. Die volgende insetsel het ook net 3 stukke. Wat jy geskoor het op jou eerste nommer 1 het jy geskoor op 3¼ en omgedraai en weer geskoor op 3¼ en dan vou ons hom om. Het is nogal belangrik dat dit mooi reguit is. Sorry. Goed, hy moet so lyk. Dan het jy nommer 2 stukke. Nommer 2 is wat jy geskoor het op 'n 3/4, 4,5 en 5,25. Hom vou jy om. Like so. 3/4, 4,5, 5,25. En dan jou derde stukke. Jou derde stuk het ek gevra skoor hom net, het ek gesê skoor hom net in die middel. OK. So. Nou kyk ons. Ons moet die volgende doen. Nommer 1 gaan ons aan die bokant vassit. So duim van bo af. Aan die teenstrook of aan die teenkant sal ek nou maar sê aan die buitekant. Hierdie is nou jou buitekant, binne, buite. So hy gaan so. OK, dan word hy gevou. Moet ek nou net mooi sien. Ja. Hy word so gevou. So jou 4,5 skoorlyn is daar. En jou 5,25 skoorlyn is daar. So nou gaan ons hom daar plak. Is ek reg? Ja, ek dink so. Want as ons hom toemaak, dan vou hierdie knaap like so. Sien? So.
en so. Goed, kom ons doen die volgende een. Weer nat grond. Like so. Vou om. En jy kan hierdie insetsels oral op jou album sit. Daar's nie 'n gegeewe area wat jy dit insit nie. Jy kan dit bære waar jy wil of insit waar jy wil. Goed. En dan is dit nou jou taak om hierdie vas te sit. Hy moet hier so vaskom. En die volgende een moet hier so vaskom. Ag, so. Hy is te groot andersins. OK. So wat ek toe gedoen het, is ek het eers hier gom gesit. En my stuk vasgeplak. Gelyk met die bokant hier. En die onderste een ook vasgeplak. Gelyk met die onderkant hier. Like so. En dan het ek hom toegevou, netjies, like so, en voilà, daar is jou kaartjie. Hy moet nou net droog word. Julle, ek is so ongeduldig met die droog word storie. Maar hy word net droog, en dit gee vir jou dit. So, ek gaan hom nou 'n bietjie vasmaak hier. En dan gaan ons aan met die volgende insetsel. Ek is nou terug. Goed, ons volgende insetsel is as volg. Jy het hom gesny in sy lengte en sy breedte. Dan het jy hom in jou op jou skoorbord gesit en jy het hom geskoor op 2 3/4 en 8 1/4. Dan gaan jy hom skoor op 3 1/2 en op 7 1/2, maar jy gaan hom met jou liniaal merk hier. Jy gaan hom net van daar, van 3 1/2 tot by jou 3 1/2 merk hier doen, en dieselfde van 7 1/2 tot by jou halfpad merk daar, tot by 3 1/2 daar. Dan doen jy dieselfde aan die agterkant. Jy gaan hom daar neersit. Dan gaan jy hom merk, en jy gaan hom merk. 7 1/2 en 3 1/2. OK, dan het ek nou vir myself 'n streep getrek op my 3 1/2 merk en op my 4 1/2 merk hier. Want dit is hy's presies 'n duim wat hy hier is. Goed, dan die volgende stukkie is hy het net 2 komponente. Dit is 3/4 by 3. So ons gaan hom skoor op 1/2, 1, 2 en 2 1/2. En dis dit. 1/2, 1, 2, 2 1/2. OK, hy werk so op die ou einde.
Goed. Nou gaan ek my liniaal vat en van my lyn daar, my eerste skoorlyn tot by my tweede skoorlyn, gaan ek sny. Die hand, die arm wil nie. Dit gaan maar bietjie stadig gaan, maar hou maar net uit. Tot daar. En daar. Goed. Daar het ons hom nou. Like so. In die middel hier moet ons 'n voulyn maak. So wat ek gedoen het, is ek het hom gevou, toegevou. Like so. Maar net hierdie 'n voulyn gemaak. Hier. So hier is my voulyn, presies in die middel. OK, dan het ek my goed omgevou. Kan julle sien wat maak ek? Ek vou nie hier nie, want daar's nie 'n skoorlyn nie. Like so. Daar is ook nie 'n skoorlyn nie. Goed, dan gaan dit so lyk op die einde. So. Dan gaan ons hierdie stukkie wat ons gemaak het, wat ons geskoor het, gaan ons regs en links van ons voulyn hier vassit. Ai. Geduld, julle geduld. Ek het so baie daarvan. Like so. Vou hom toe en sit hom neer op die voulyn. Plak hom op die voulyn. Die rede daarvoor is as volg. Jy kan nou 'n lekker groot kaartjie, solank hy tussen hierdie lyne is, kan jy 'n lekker groot kaartjie hier vasplak. So ek gaan dit nou doen. In die middel, probeer. Like so. En hy gaan so lyk aan die einde van die dag. Goed, dan vou ons hom terug. En terug, jy kan jou hoeke rond maak. Elke ding. So dit is ons volgende, wat is dit, die derde of die vierde? Ek gaan net gou hierdie een ook klaar maak. Julle weet, jare terug het my sussie Stefanie ook so gevriesde skouer gehad. En sy het baie gekla en gesê dis verskriklik seer, maar ek sal vir julle sê, ek sê Sondag aan vir Wolly, ons kon regtig vir haar meer simpatie gegee het, want die vader weet alleen, dis nou nie 'n mensemaat hierdie nie. Goed.
maak hom. Sit gom aan, sit hom in die middel, maar nog meer, en vou hom toe. Daar's hy. So dit is my volgende kaartjie wat klaar is. Die kaartjie nie insetsel. En ek is nou terug met nog. Ok, ons volgende insetsel het jy klaar gesny en geskoor. Hy het 3 komponente. Eintlik het hy 4, maar ons gaan nou net eers op 3 konsentreer. Jou eerste een is wat jy geskoor het in die middel. Dan nommer 2 is jou tweede een wat jy moes merk op 1 duim en op 2 duim. En dan van 1 duim moet jy afgaan onder toe. Ja, ek het dit nou net eintlik verkeerd gedoen. 1 duim en 2 duim. Goed. Dan gaan jy hom skoor van bo na onder en van onder na bo. Eintlik het ek dit reg gedoen, ek het dit net aan die verkeerde kant gedoen. Never mind. Hierdie gedeelte gaan jy omvou, like so, en hierdie gedeelte word omgevou, like so. Goed, dan jou derde stuk het jy geskoor op 'n half, 1,5, wat is dit, 5 en 6. So hom gaan jy plak op jou half stukkie. Ai, die arm. Hoekom lyk hy nou nie reg nie? Ek moet net sien hierso. Ja, is reg. Half, 1,5, 5 en 6. Hy moet in elk geval kan plat vou. As jy hom dalk bietjie verkeerd gevou het, kan jy hom reg vou dan. Ek kan regtig vir julle sê, myne gaan definitief verkeerd gevou wees, want die arm wil nie werk nie. Goed, dan hierdie een, hierdie los ons nou net eers daar. Jou komponent 2 sit ons in ons kaartjie, maar met jou hoek gelyk met jou skoorlyn daar. Like so. Hy moet gelyk met jou skoorlyn wees. Goed. Want hierdie vou nou om, dat hy so lyk. Like so. Kan julle sien? En wanneer jy dit klaar gedoen het, vat jy hierdie een
en jy plak hom agter nommer 3 en jy plak hom agter nommer 2 vas. Aan beide kante, so jy gaan hom hier plak en jy gaan hom hier plak. Like so. O, genade. Ek wil net dit doen. Ek net myself verseker ek is reg. Ek kan hom merk dat jy ten minste jou gom sit waar dit moet wees. Goed, as ons kyk na ons kaartjie, hy moet plat lê. So hierdie gedeelte hier moet plat lê. So as ons hom terugvou, moet hy plat lê, maar hy moet aan die bokant wees so. Soos hierdie. OK. Hierdie is nou 'n bietjie skeef. En ek hou nou nie daarvan nie. So, ek gaan hom gom gee aan die agterkant. Sit my lyn reguit. Gee my gom aan die agterkant teen hierdie gedeelte, hierdie stuk. Like so. Vou hom om. Sit hom daar. Like so. So, hy gaan omvou en hy gaan plat druk. So as ons hom optel, gaan hy plat druk. En as ons hom plat druk hier, gaan hy ook plat druk hier. So, hy gaan so regop staan. Maar hy moet nou net 'n bietjie droër word as wat hy op die oomblik is. En dan kan jy jou stuk kom ons net kyk. Ek het hom so en so geplak. So, ons kan 'n lekker lang stuk sny. Dit het ek nie in nie, so ek gaan dit gou insit. Wat is hierdie? 6 3/4 by 4. So as ons hom omvou, so 6 3/4 by 4, onthou. Ek moet dit net neerskryf. En ons sit hom dan op hier. Dat hy so lê. Weg van my vou af daar. Like so. Dat hy gelyk is hier. So ons sit hom vas. Maar nou wonder ek, hoekom het ek hierdie losgesny? Ek is nie so seker nie.
O nee, ek kan hom net so doen, dis reg. Goed. Dan kan ek hier gom sit. En hom vasplak. Dat hy toe gaan. Ag, tog, die gom. Dit kom net bietjie hou vas. Daar sy. Mooi kaartjie. As jy wil, kan jy hom dan nou hier afsny. Wat ek gaan doen. En daar is jou kaartjie. Baie mooi. Goed, dit is dan hierdie een. En ek is net nou terug met die volgende insetsels.